vandag sê, daar is mense wat oordadig bewus is van die duiwelse bestaan en die booshede wat hy begaan. Hulle is nie verkeerd om te glo dat daar regtig so iemand is nie. 'n Persoonlike, bo-menslike kwaad wat hom op 'n negatiewe manier met God se skepping inmeng. Ek dink ons wêreld vol TV's wat die verskrikkinge van al die oorloë wat aan die gang is voor ons oë laat gebeur, lewer oortuigende getuienis van Satan se bestaan. Dink byvoorbeeld aan die onmenslike optrede van Israel, wat die hele nasie van die Palestynë wil uitroei. Ek gebruik die woord onmenslik, omdat die wreedheid teenoor die kindertjies daar nie in die hart van 'n mens sy oorsprong het nie. Dit het uitgebroei in die gedagtes van 'n onmens, die duiwel. Daarom moet ons elke dag, as ons vir die wêreld bid, ons gebed afsluit met die bede, verlos ons van die bose. En dit is nie nou om Israel te verontskuldig nie. Hulle moet die verantwoordelikheid neem daarvoor dat hulle hart aan die duiwel verkoop het. Jesus wil dus in hierdie verlossende gebed hê dat ons met God oor die bose, die duiwel, die Satan, moet praat. Net God kan ons van hom verlos. Dit is wat Paulus ook sê. As hy in Efesiërs oor die bose geeste in die lig skryf, beveel hy aan dat ons sterkte om teen hulle staande te bly, ons standvastigheid teen hulle, dat ons dit in God se geweldige krag gaan soek. Jesus sê in Lukas 10 vers 18 dat hy die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val het. Let wel, soos 'n weerligstraal. Om met die spoed van 'n weerligstraal te val, moet jy gegooi wees deur iemand wat regtig kan gooi. En die wapenrusting wat ons teen die bose geeste moet aantrek, is om ons te beskerm, nie om teen die Satan te beklei nie. Ons moet dus van die duiwel weet, ons kan teen hom staande bly. En ons moet bid om van hom ontslae te raak, want hy is lastig soos 'n muskiet wat die hele tyd om jou ore zoem as jy wil slaap. Maar om van hom ontslae te raak, is heel laaste op die lys van dinge wat ons nodig het. Is nie verbaas dat ek so iets kan sê, kyk maar net weer na die gebed wat Jesus vir ons leer. Hy begin by die heel belangrikste bedes, God se naam, God se koninkryk en wil, ons brood en ons vergifnis, en dan is dit op die ou end asof die Here wil hê dat ons vir God ook sê, o ja, amper vergeet ek, red ons tog ook van die bose. In hierdie gebed is ons stukkie roosterbrood 'n groter prioriteit as die duiwel. Dus sit hierdie gebed ook reeds as gebed die duiwel op sy plek. Die duiwel is 'n probleem, maar hy is die laaste op die lys van ons bekommernisse. Die bose is 'n werklikheid in ons lewe, maar hy is soos 'n krokodil waarvan al die tande getrek is. Tog, al kan hy nie meer byt nie, bly hy grillerig. Moenie met hom speel nie. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, omdat ons ook hulle vergeef het wat teen ons skuldig staan. En bring ons nie in die versoeking nie, maar red ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.